Daar's hy, goeienaand almal. Ons is so gewoond altyd in die oggend by mekaar kom amper sê, ek het net nou, het iemand ook vir my gesê en ek het ook vir ander gesê goeiemôre. So, dit gebeur met die beste van ons. Maar ek het dan 'n verskoning met al die medikasie wat ek in het, so. Nee, ek hoop jy het 'n lekker dag gehad, né? Ek dink baie van julle, as jy die vuurie sien, baie van julle het seker maar 'n ou vuurtjie gemaak met die krag wat grootendeels in hierdie area af was. Maar ek hoop jy het 'n fantastiese dag gehad en dat ons vanaand ook sommer net met ons hier wees. Dat die Here met jou gaan praat. Dalk is dit net wat jy nodig het om daai tree in die regte rigting te gee. Want soms is daar mos maar baie keer goed wat ons net so 'n bietjie terughou in die lewe. Ja, dis daai goed waarvan ons vir niemand vertel nie. Maar dit is heeltyd hier in jou gedagtes en dit keer dat jy sekere goeders doen. Ja, en ons gaan 'n bietjie vanaand daaroor praat. Ons gaan vanaand 'n bietjie geleentheid gee vir gebed ook. Want ek dink Pinkster, wanneer ons kyk na Pinkster, is dit baie belangrik om dat die gelowiges wat saamkom, saam bid. En ek het vir Louis gesê, ek dink dit is iets wat ons baie keer vir lank gemis het, is dat ons saam bid. Dat wanneer ons hier is, dat ons saam bid. Dat ons eendragtig saam bid vir sekere goeders. Want dis wanneer die Here op 'n baie kosbare en 'n besonderse manier werk, wanneer ons saam bid en 'n eenheid in die geesteswêreld gevorm word. En ek hoop jy gaan daai roete saam met my stap. En ek hoop dat jy regtig teen Woensdag wil ek graag hê dat ons ook saam nagmaal gebruik. Maar dat jy teen Woensdag 'n honger sal kry vir hierdie. Om tyd saam met die Gees te spandeer. Maar môre gaan ons nog verder daaroor gesels. En dan gaan ek vir jou leer hoe belangrik dit is. Want as jy net kyk hier, is hierdie klein tea light candle, né? Dis 'n klein vlammetjie wat brand. Maar het jy al gesien hierdie klein vlammetjie? As ek hom hier in die bosse gaan sit, by droë gras, dan kan hy vernietigend wees. Jy is dalk vanaand hier, en jy voel soos hierdie klein vlammetjie. Maar weet jy wat wil die Here doen? Die Here wil eintlik 'n groter vlam in jou lewe teenwoordig maak, sodat jy sal uitgaan, sodat jy 'n verskil gaan maak, want hy het oor jou lewe, het hy 'n roeping. Of jy dit nou wil hê of nie, hy het 'n roeping. En mag hy in hierdie week elkeen van ons se vlammetjie, hoe gering ook al ons dink dit is, mag hy vir jou wys dat dit glad nie gering is nie. Want met sy krag kom maak hy dit groot en kom maak hy regtig waar 'n fenominale verskil en 'n reusagtige verskil in ons lewens. Ek wil hê dat ons sommer sal staan en dan gaan ons 'n lied sing. Bekende lied, Vlam 34, wat sê daarom, en dan kan julle gaan sit en dan sal ons lied 175 Majesteit sing. Sluit net die oë. Almagtige Vader, ons is vanaand hier om U te aanbid. Here, mag dit nooit vanaand oor onsself gaan nie. Maar mag U grootheid en die heiligheid in ons na vore kom. Mag U ons vanaand bevry van goed waarvan ons nog nie bevry is nie. Here, laat U heiligheid al hoe meer in ons na vore kom. Here, ons kom vanaand en ons sê vir U, ons weet nie alles nie. Maar ons weet een ding vanaand en dat ons glo in U. Ons weet vanaand dat ons vrygespreek is. Ons weet vanaand dat ons verlos is. Ons wil vanaand weer vir U sê, Heilige Gees, dat U welkom is. Dat U welkom is in ons lewens, dat U welkom is hier in die gebou, in hierdie kerkgebou.
En ons bid vanaand dat U sal werk. Dat U verandering kom bewerkstellig. Want U is gegee aan ons om vir ons lewe te bring. En daar waar dooie stukke in ons lewens is, kom bid ek vir lewe. Dat U lewe sal bewerkstellig vanaand. Dat U die een sal wees wat mense vrymaak van hulle verlede. Ons kom stel onsself oop vir U werking. Kom praat in ons, maar kom werk deur ons ook. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou, ja, dankie vir die begeleidingsspan. Net gou-gou oor vanoggend, gee my net so 'n minuut om gou-gou met jou te gesels oor vanoggend. Anel, as jy vir my daai 1 Korintiërs teks kan opgooi. Ons het vanoggend vir mekaar gesê, ons praat oor dat ons heilig is. En jy kan slegs sê dat jy heilig is, nie op grond van jou dade nie, want op grond van dit wat ek doen, gaan my nie heilig maak nie. Maar dis op grond van my posisie in Jesus, my status in Jesus. En dis hoekom 1 Korintiërs 1 vers 30 vir ons gesê het, hy het vir ons geword, wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. Daarom, soos daar geskrywe staan, die wat wil roem, moet in die Here roem. So, al hierdie goed, wie ons vanaand is, jou status, is te danke aan die Here. Dis wat ons vir mekaar gesê het. En nou is die resultaat daarvan wat ons vanoggend ook vir mekaar gesê het, as ek dan nou weet, dit is my status, en ek wil hierdie goed begin leef, dan en môre aand gaan ons na 'n baie belangrike gedeelte kyk oor hoe die Heilige Gees my en jou help, hoe hy hierdie goed administreer in my lewe, sodat ek hierdie goed begin leef, sodat hierdie vrug na vore kom. En toe het ons mekaar gesê, dis baie belangrik dat jy moet 'n nuwe ritme in jou lewe aanleer of 'n nuwe roetine begin aanleer om saam met die Gees te kan sit. Want as jy nie saam met hom gaan sit nie, gaan jy nie hom leer ken nie, soos wat jy hom moet leer ken nie, jy gaan nie sy stem hoor nie, jy gaan nie daai sensitiwiteit ontwikkel nie, en wat is die resultaat daarvan as ek nie saam met hom sit nie? Ek sien nie die vrug in my lewe nie. En ek begin 'n klomp goed bevraagteken, en ek raak éventueel maar nes die wêreld. Terwyl my impak eintlik anders te moet wees. Dis soos hier nou, ek weet, hier in die gemeente is daar 'n paar macadamia boere. Nou, seker maar macadamia boom, maar so ook enige ander boom. Wat is belangrik? Dat jy daai boom moet bemesting gee, jy moet die grond rondom hom losmaak, jy moet vir hom water gee, besproei, jy moet so af en toe moet jy, daar moet seker een of ander besproeiingssysteem of wat noem hulle dit, jy weet, wanneer hulle gif spuit, jy weet, al daai goedes moet daar wees, dit moet in plek wees, sodat die boom vrug kan dra. Maar een ding wat ek agtergekom het wat baie belangrik is, en dit het ek sommer in my eie tuin agtergekom, dit is dat jy ook die ou takke moet snoei. As ek nie die ou takke snoei nie, dan belemmer dit die vrug dra van die boom. Want daardie ou takke van die vorige seisoen, of dalk 2 of 3 seisoene terug, wat doen hulle? Hulle gebruik van hierdie bemesting, en hulle drink ook lekker van daai water, maar aan die einde van die dag lewer hulle nie die vrug wat hulle moet lewer, soos die ander takke nie. En daarom moet hulle ook teruggesnoei word. En dis hoekom ons vanaand sê, as ons sê, jy kon vanoggend gehoor het, of die vorige Sondag al gehoor het, jou posisie in Christus, wanneer God na jou kyk, dan sien hy, jy's vrygespreek. Hy sê vir jou, my kind, jy's verlos, jy's regverdig verklaar. Jy is heilig. Fantasties. En nou hoor jy ook weer vanoggend, maar ek moet hierdie goed dan nou leef. Ek moet dit in die wêreld leef. Die vrug van my posisie moet na vore kom. En weet julle wat is die probleem baie keer?
is dat daar goed in my verlede is, wat my terughou, wat ek nie heeltemal hanteer het nie. En daarom kan ek nie so voluit leef nie. Goed wat my terughou, sodat ek nie die roeping kan uitleef wat die Here vir my het nie. En vanaand gaan ons bietjie daaroor gesels. Want as jy voluit wil leef, as jy hier tyd wil spandeer saam met die Heilige Gees, dan gaan hy op 'n punt kom. Hoor wat ek vir jou sê. Hy gaan op 'n punt kom wat hy vir jou sê, kom ons kyk net gou-gou. Is daar goed wat jou terughou? Is daar een of ander bal aan jou voet wat jou terughou, sodat jy nie voluit vorentoe kan gaan nie? Ek weet nie. Jy ken jouself. Jy kan vanaand hier sit en jy kan goed in jou lewe dra waarvan niemand weet nie. Waarvan die mense die naaste aan jou nie weet nie. Maar die Here weet dit. Die Heilige Gees weet dit. Daar's dalk goed wat in jou verlede gebeur het. En dit impakteer jou lewe tans. Dit bly hier in jou denke. Jy het dalk 'n stuk skuldgevoel oor sekere goed. En as 'n mens baie keer skuldgevoel het, né? En wanneer jy hier moet kom sit, dan raak dit moeilik om hier te kom sit. Dit raak wanneer jy intens en intieme gesprek het met die Heilige Gees, dan raak die goed moeilik. Dan kan jy nie verby dit kom nie. Want hy weet alles van jou af. Dalk sit jy vanaand met skuldgevoel, of jy sit met onvergewingsgesindheid. En dis soos 'n bal aan jou voet. Maar nou wil ek vir jou sê, dit raak terselfdertyd 'n teelaarde vir die duiwel, wat jou daarop gaan aanval, wat die lewe vir jou moeilik gaan maak. En wat is die logiese ding wat ons doen? Ons is intellektuele mense, so ons gaan na ons brein toe, en ons sê, maar kom ons kyk gou-gou, ons analiseer hierdie ding, en ons sorteer en probeer om so ver as moontlik uitsorteer, of ek vat hom en ek gaan sit hom net daar in file 13, waarvan, kom ons vergeet daarvan en ons gaan aan. Sit dit net agter ons en ons gaan aan. Dis wat ons baie keer doen. En dan probeer ons uit eie krag uit weer eens hierdie goeders doen, terwyl ek nou al so die afgelope 2 weke vir jou leer, in die tyd waarin ek en jy leef, gaan dit nie meer oor eie werke nie. Het gaan oor genade. En binne die genade van Jesus, is daar nuwe reëls, wat op my en jou van toepassing is. So wanneer ek met goed uit my verlede uitsukkel, en ek probeer dit met eie werke regstel, dan sê hy, dis nie hoe dit werk nie. Ek weet nie, wanneer Romeine 8 vers 13, kom ek lees dit net vandag vir jou. Dis so, Romeine 8 is daai teks, daai hoofstuk, wanneer Paulus spesifiek praat oor die werking van die Gees. Wanneer hy sê, dit gaan nie meer oor die wet en al die werke en die eie ek nie, maar dit gaan oor die werking van die Heilige Gees. En dan kom hy, en hy sê spesifiek vir ons, en ek waarborg jou hierdie werk, dit het ek in my eie lewe gedoen. Dis hoekom ek so ernstig is daaroor, en ek sê vir jou dit werk. As jy vanaand hier sit met sekere goed waarmee jy sukkel, doen hierdie wat Romeine 8 vers 13 sê. Dit werk. Wat sê hy? Hy sê, maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Hy kom sê, as jy sukkel met goed, as jy sukkel met goed uit die verlede uit, of jy sukkel met bepaalde goed in jou lewe tans, dan sê hy vir jou, hoe gaan ek 'n einde maak? Met jou eie ek gaan jy nie 'n einde maak daaraan nie. Maar deur die krag van die Heilige Gees gaan hy. Dis hoekom hy sê, as jy deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke,
As jy deur die Gees 'n einde gaan maak, so om dit deur die Gees te doen, kom weer eens terug na ons sitkamer situasie toe, om tyd saam met die Gees te spandeer, om sy insette in jou lewe te kry. Sy inspraak. En julle, partykeer gebeur dit vinnig. Ander kere vat dit lank. Ander kere val jy terug. En dan worstel jy met die Here daaroor. En jy sê, maar ek het hierdie teks gehad. En dan vat hy jou weer. En hy sê, maar kom ons gaan. En dan kan jy oorwinning kry. En 'n mens kry oorwinning deur die Gees. Kry 'n mens oorwinning daaroor. Want hoekom? Wie is die Heilige Gees? Die Heilige Gees is God. Wat sê Psalm 139 vir ons? Hy sê, hy het elkeen van ons gemaak. Hy het ons fyn aan mekaar geweef. Ons was al aan hom bekend, nog voordat ons gebore is. Dis die God wat jou gemaak het. En nou sê hierdie God, maar kom na my toe. Ek sal jou help. Ek en jy leef in die bedeling van die Gees. So dis hoekom die Gees jou moet help. Hy weet alles. Hy sê mos daar in Psalm 103, nou die spesifieke vers nie, maar hy sê daar in Psalm 103, ek weet wat julle is. Ek weet julle is eintlik stof. Ek weet julle is nietig. Ja, Here, ek is nietig. Dis hoekom ek na u toe kom. Vir hierdie goed, kom sê hy. In Filippense 2 vers 6, daai bekende ene, sê hy mos vir jou. Wat sê hy vir jou? En dis die belofte wat jy moet vat. Hy sê vir jou, ek het die goeie werk in jou begin. Hoor dit. Ek het die goeie werk in jou begin. Toe ek met jou begin het, wat het ek gedoen? Ek het jou vrygespreek. Toe ek begin het met jou, het ek jou heilig verklaar. Maar nou moet ek jou leer hoe om saam met my te wandel. En nie dat jy op eie krag nie, want wat sê Jesus aan die kruis? Een van sy kruiswoorde was tetelestai. Dit is volbring. Ek het vir alles gesterf. Hy het ook gesterf vir dit waarmee jy sukkel. Hy het ook vir jou verlede gesterf. Dit wat dalk 'n bal aan jou voet is. Nou ek weet, as 'n mens praat vanuit 'n terapeutiese wêreld en 'n terapeutiese hoek, dan sal hulle my woorde nou in twyfel trek. As ek vir jou sê, jy is nie jou verlede nie. Hoor dit. Jy is nie jou verlede nie. Maak nie saak wie jy is nie. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Wat sê God van jou? Wat het ons vanoggend vir mekaar gesê? God sê vir jou, jy is heilig. Jy is nie jou verlede nie. Dis tyd dat jy jou verlede los, sê hy, sodat ons kan aangaan. Nou iemand wat beslis 'n groot verlede gehad het, was Paulus gewees. So as jy jou Bybel gebring het, maak gou daar oop. Dis daai baie bekende Filippense 3. Gaan na 2 voorbeelde kyk. Maar net daai Filippense 3 vers 13 en 14. Paulus kom sê eintlik vir ons, ek was die man gewees. Ek het 'n klomp goed gedoen. Ek was onberisplik in dit wat ek gedoen het. 'n Ywerraar vir hierdie wet. Ek was die nommer 1 persoon gewees. En al die Christene was bang vir hom gewees. Paulus het waarskynlik 'n klomp bloed aan sy hande gehad. Betrokke by waar Christene doodgemaak is. Maar toe hy 'n ontmoeting het met Jesus, wat gebeur? Toe hy 'n ontmoeting het en hy glo, word hy vrygespreek. Toe hy 'n ontmoeting het en hy glo, toe is hy heilig, losgekoop. En wat gebeur? Sy lewe begin verander. En dan besef hy, hoorie, maar ek het verkeerd opgetree. Ek het 'n klomp verkeerde goed gedoen. Maar nou, as ons hierdie gedeelte lees, dan sien ons, Paulus laat hom nie daardeur definieer nie.
Hy laat hom nie deur sy verlede definieer nie. Hy wil eerder vorentoe kyk en 'n verskil maak. Kom ons lees vers 13 en 14. Hy sê, gelowiges, broers, ek verbeel my nie dat ek alles al het nie. Maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is. En ek strek my uit na wat voor is. Ek maak los. Ek strek uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het. So, mens kan nou baie praat oor die konteks van hierdie ding. Maar die kort en die lank is, Paulus het 'n bepaalde manier geleef. En na sy ontmoeting met Christus, het sy hele lewenswyse verander. En het hy gesê, maar nou sit ek dit agter my. En ek strek my uit na wat voor is. Jy sien, ons leef baie keer, ek wil vorentoe gaan. Daar's 'n klomp beloftes vir my. Maar hierdie goed sleep ek saam. En ek moenie hierdie goed saam sleep nie. Dis wat hy vir my sê, want dit word die teelaarde van die vyand. Want die vyand wil jou bind aan die verlede. Die vyand herinner jou aan die verlede. En die vyand gebruik baie keer mense om jou te herinner aan jou verlede. En baie keer speel ons in die vyand se hand om ander mense te laat herinner aan hulle verlede. En dis nie wat die Here wil hê nie. Hy wil hê ons moet eerder in die bedryf wees wat ons mense vry maak, dat hulle vry kan kom, dat hulle voluit kan leef. Het jy al, sommer 'n dom voorbeeld, iets in die laafveld, hier's baie muskiete, né? As jy 'n muskiet byt het en jy los hom, jy sien hom, gisteraand het die muskiete jou gebyt, jy los hom, maar as jy hom vandag net so vinnig krap, né, dan gaan gister se muskiet byt jou vandag roer, want hoe meer jy hom krap, hoe meer versprei dit, en dan juk dit al hoe meer, en dan swel hy sommer net lekker op ook. As ek heeltyd gaan toelaat dat die verlede my Here impakteer, dan gaan ek die resultate daarvan sien. So, ek wil vir jou eintlik sê, moenie die verlede kos gee nie. Moenie dit kos gee nie. Want as jy dit gaan kos gee, gaan dit lewendig bly. Moenie heeltyd daaraan dink nie, want Christus het dit vrygespreek. Hy het jou losgemaak daarvan. En ek dink dit is tyd dat ons vorentoe gaan. Johannes 4 is daar 'n situasie waar daar 'n vrou is met 'n groot verlede. Dis daar by die put van Jakob. En Jesus en sy disippels kom daar aan, dit is 12:00 die dag, daar's veronderstel om niemand te wees nie. Maar dan is daar die vrou daar, 'n Samaritaanse vrou. En weet jy kan self die verhaal gaan lees, daardie Samaritaanse vrou, het net so, wys hierdie kant, het net so lank verlede, né? 'n baie lang verlede. Klomp mans. En die een wat sy nou het, is sy ook nie meer getroud nie. So sy is eintlik moeilikheid. En niemand wil eintlik iets met haar te doen hê nie. En ek dink sy het haar so 'n bietjie laat definieer deur haar verlede ook, want sy was waarskynlik skaam geweest. Want 12:00 in die middel van die dag was nie die tyd om water te gaan haal nie. Maar dan gaan sy, want sy wil nie met die ander vrouens te doen hê nie. Want hulle bespreek haar waarskynlik. Nou gaan sy in daardie tyd van die dag, met haar lang geskiedenis wat sy elke dag saamsleep, wat eintlik soos 'n swaar juk op haar is, dan is sy daar. Maar weet jy wat? Dan ontmoet sy vir Jesus. En Jesus weet alles van haar af. Hy vertel haar hele geskiedenis. Hoekom? Want hy's God. Hy het haar gemaak, Psalm 139. Maar wanneer hy haar ontmoet, dan sien hy haar nie vir wie sy is nie. Maak nie saak wat sy gedoen het nie.
Wanneer jy vir Jesus ontmoet, dan sien hy jou nie vir wie jy is nie. Hy sien jou vir wie jy kan wees. Want wat maak hy met haar? Hy praat met haar. Inspraak in haar lewe. Hy kom maak haar los van 'n klomp goeders. En wat is die volgende ding? Ek het mos daai kersie hier gehad wat nou daar staan. Klein vlammetjie. Sy was skaam gewees. En wat gebeur? Sy gaan terug na haar mense toe en dit word soos 'n veldbrand. Wanneer God in jou lewe inkom, dan sê hy, weet jy wat, kom ons begin oor. Het jy al daaraan gedink, as ons praat oor wedergebore, môre aand gaan ons bietjie daaroor praat, oor die hele ding van die nuwe verbond in Johannes 3, so, dan gaan ons bietjie daaroor gesels, is geweldig interessant. Het jy al gedink aan wedergeboorte? Toe jy wedergebore is, wat beteken dit? Ons begin nuut, ek word vanuit God gebore, dis nuut, 'n nuwe begin. Dis hoekom God sê, kom ons vergeet van hierdie verlede, want ons begin nuut. Dis hoekom hy in Psalm 103 vir jou sê, maak skei jou sondes, dit wat jy verkeerd doen, so ver soos die ooste van die weste af is. En dis hoekom hy vandag vir ons sê, my kind, gebruik asseblief Romeine 8:31. Werk saam met die Heilige Gees, om jou te bevry van goed wat jou pla in die verlede. Want ek wil nie hê, dit moet heeltyd in jou gedagtes afspeel nie. Ek wil hê, jy moet vrykom daarvan. Hy sê vir jou, ek vat jou nes jy is, maar los jou verlede en stap saam met my die pad. 'n ander baie mooi gedeelte is in Jesaja 43 vers 18 en 19. Wanneer God eintlik met die volk praat en hy sê vir hulle, hoor wat sê hy vir hulle? Hy sê eintlik vir hulle, luister, moenie aan die vroeë dinge dink nie. Moenie net aan die vroeë dinge dink nie. En by die verlede stil staan nie. Hoe baie keer gebeur dit nie in ons lewens nie, dat ons aan hierdie vroeë dinge dink, by die verlede stil staan. Dit spook by 'n mens. Dan sê hy, vers 19, kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn, alles wat soos 'n woestyn gelyk het, alles wat so dood gelyk het as gevolg van my lewe. Hy sê, in hierdie woestyn maak ek 'n pad. Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Dis die nuwe lewe. Dis wat hy met Paulus gedoen het. Dis wat hy met die vrou by die put gedoen het. Na ontmoeting, dan sê hy, ons begin 'n nuwe pad. Dalk is dit vanaand net jou beurt. Wat hy vir jou sê, is dit nie tyd om dit waarmee jy dalk sukkel? Dalk sit jy hier en jy sukkel met niks. Prys die Here daarvoor. Maar dalk weet jy van iemand wat met iets sukkel. Dan kan jy vir hulle Romeine 8:13 gaan gee. Sodat hulle kan vrykom daarvan. Want hy sê in Lukas 9:62 sê hy vir ons, iemand wat sy hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk, wat agter is nie geskik vir die koninkryk van God nie. As God my geroep het, my vrygemaak, dan sê hy, nou werk ons vorentoe. Ons gaan nie agtertoe kyk nie. Nou werk ons vorentoe. Ons maak vry. Dit is nie meer ek wat leef nie, maar Christus wat in my leef. Nee. As jy 'n gedeelte soos 1 Timoteus gaan lees, 1 Timoteus 1 vers 12 tot 16, dan sal jy sien hoe Paulus daar kom. En Paulus kom sê vir die Here, baie dankie. Dankie dat jy my vrygemaak het van my verlede. Dankie vir die genade wat ek gekry het, sodat ek kan leef. Vanaand het jy hierdie vuur hier buite gesien. Vuur was ook simbolies van wat God sê, kom ek reinig jou. Vuur kan ook reinig.
En wanneer ons onsself as 'n lewende en 'n heilige offer, soos wat Romeine 12 ons vra, wanneer ek myself as 'n lewende en 'n heilige offer eintlik op daai altaar sit, dan kom hy met sy vuur, en hy kom reinig jou. En hy sê vir jou, my kind, nes jy is. Ek wil jou nuut maak, ek wil vorentoe saam met jou beweeg. Maar die keuse is joune aan die einde van die dag. Hy gaan jou nie dwing nie. Hy sê vir jou, hier is dit. Praktiese raad. As jy begin om tyd saam met die Vader te spandeer, saam met die Heilige Gees te spandeer, en jy maak vir jou tyd, en jy begin net sit, en jy begin net gesels met hom, of jy sit net daar, en jy gaan later agterkom dat hy met jou begin praat, jy begin net, en jy lees net Bybel, en jy sit net daar. Geef jou genoeg tyd daarvoor. Dan gaan hy stelselmatig in jou lewe hierdie goed begin doen. Dan gaan hy jou vry maak van sekere goed. Hy gaan vir jou bemagtig om sekere goeders te doen. Hy gaan die roeping in jou lewe gaan hy bevestig. Klomp goed wat hy gaan doen. En wanneer hierdie tyd vir jou kosbaar word, dan raak jy nikkerig as jy nie daai tyd het nie. Dis soos 'n atleet, né? Ek het vir jare gehardloop. As ek nie hardloop nie, né, dan raak ek krapperig, nikkerig. So, dit doen net iets aan 'n mens. Mag hierdie iets aan jou doen. Mag dit 'n verskil maak. Maar die Here sê, voordat ons vorentoe gaan, kom ons sorteer net gou die verlede uit, sodat ons nuut kan begin, sodat dit jou nie pla vorentoe nie, want ek wil vir jou die beste gee. Ek gaan vir jou geleentheid gee. Ek wil oorgaan dat ons regtig tyd maak vir gebed. Eers net geleentheid om te bid, dat jy self net eers met die Here kom praat, want hy is hier. Dat jy oor jou eie lewe met die Here praat, so sit gemaklik. En gebruik hierdie tyd. Ons is gelowiges wat saam is. En God is hier teenwoordig. Bid vir jouself, maar bid ook vir ander. Jy weet nie wie is hier wat dalk sukkel met iets uit hulle verlede nie, wat so leef dat niemand dit kan sien nie. Wat bevryding nodig het daarvan. So bid vir bevryding, bid vir deurbrake, bid vir die Heilige Gees se werking, vir mense om net weer 'n honger te kry, om 'n behoefte te hê om saam met hom te wees. Bid vir vervuldheid met die Gees. Ek gaan geleentheid gee vir stil gebed. En môre aand en Dinsdag en Woensdag aand kom ons by die praktiese goed uit. Maar die Here sê, maar nou kom ek, en ek gaan nou 'n verskil maak. En dan gaan ons daarna kyk. Maar ontvang die seën van die Here en gaan leef in sy liefde en sy almag en sy vrede. En mag jy 'n kosbare tyd saam met die Heilige Gees spandeer. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees van nou af en altyd by julle bly.